Ons kyk vanaand na die Sunamitiese vrou en ons lees van haar in 2 Konings hoofstuk 4 en ook hoofstuk 8. Ek wil vir ons lees hiervan in vers 8 by 2 Konings 4. Op 'n dag het Elisa na Sunem toe gegaan en daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daarop aangedring het om vir ete oor te bly. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangekom om te eet. En sy het vir haar man gesê, ek weet dis 'n heilige man van God wat gereeld hier by ons aankom. Kom ons bou 'n klein bovertrekkie en sit vir hom 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daar intrek. Op 'n dag toe Elisa weer daar aankom, het hy in die bovertrek ingetrek en gaan rus. Hy het vir Gehasie, sy slaaf, gesê, roep 'n bietjie die Sunamitiese vrou. Gehasie het haar geroep en toe sy voor Elisa se kamer staan, sê vir sy slaaf, sê vir haar, jy het al hierdie moeite vir ons gedoen, wat kan ek vir jou doen? Sal ek vir jou 'n woordjie doen by die koning of by die hoof van die leer? Sê ek woon hier tussen my eie mense, wat sy antwoord. Hy vra toe, maar kan daar nie iets vir haar gedoen word nie? Waarop Gehasie antwoord, ja tog, sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud. As mense die gedeelte verder aan lees, dan lees ons dan nou ook hoe dat hierdie vrou en man dan 'n seun gekry het. Eendag was sy saam met sy pa op pad na die land toe en hy het 'n hoofpyn gekry, hy is terug huis toe en daar op die skoot van sy moeder is hy dan ook oorlede. En hoe hierdie Sunamitiese vrou dan vir haar man gesê het dat sy vir Elisa gaan besoek, as sy dan ook Elisa se slaaf Gehasie dan raakloop en hy vir haar uitvra hoe dit met haar gaan en met haar man en haar kind, dan sê sy goed totdat sy by Elisa kom. En hier by Elisa se voete raak sy aan die huil en sy vertel vir hom dit wat nou gebeur het. Elisa gee vir Gehasie die opdrag om dan saam met die vrou terug te gaan, om sy kierie op hierdie seun te lê en hy sal gesond word. En haar woorde teenoor Elisa was, nee, jy gaan saam met my, ek gaan nie alleen nie. En hoe Elisa dan by die huis aankom en hoe hy dan bo op haar seun gaan lê en deur hom dan ook lewe gekom het weer in haar seun se lewe. En dan lees ons mense ook in hoofstuk 8 dat Elisa in 'n tyd toe Israel deur 'n tyd van hongersnood gegaan het, hy aan haar gedink het, vir haar gesê het sy moet wegtrek, sy moet vir haar 'n plek gaan vind in die buiteland waar sy vir 'n tydperk kan bly van 7 jaar. En hoe sy dan haar tussen die Filistyne bevind het, hoe sy teruggekom het en Elisa was op daai stadium al oorlede en hoe sy dan nou na die koning toe gekom het om te vra of sy nie net haar huis en haar besittings kan terugkry nie. En op daardie stadium was Gehasie besig om vir die koning te vertel van dit wat Elisa gedoen het en toe hy vertel van hierdie seun wat lewend geword het, het die vrou by die koning ingestap, hy het haar storie geluister en hy het nie net haar grond en haar besittings, haar huisvaart teruggegee nie, maar letterlik gesê dat al die opbrengs van die land in daardie tyd ook aan hierdie vrou dan gegee moet word. Ons staan vanaand stil by die tema van gasvryheid. As 'n mens gaan kyk in die Bybel, dan sien ons dat die Here eintlik 'n klomp reëls gee oor hoe vreemdelinge en weduwees en weeskinders in die samelewing gehanteer moet word, hoe vreemdelinge dan ook geakkommodeer moet word, en daar was 'n klomp reëls oor hoe die Israeliete dan ook gasvry moet wees ook teenoor ander. Ons lees onder andere ook in Lukas 10 hier van vers 40 tot 42, dat wanneer die Here ook vir sy disippels sê om uit te gaan om die evangelie aan mense te verkondig, dan sê hy, maar as een van julle vir julle oor hulle ontferm het, sal God hom ook oor hulle ontferm. So gasvryheid is die kenmerk van die lewe ook van 'n gelowige, van 'n Christen. En as ons dink oor gasvryheid, dan sê Adele Calhoun, dan sê sy, hospitality
is where a person offers others the grace, shelter and presence of Jesus. So ons kan eintlik sê dat gasvryheid word die kanaal waardeur die Here se liefde sigbaar word en waar mense dan ook God leer ken, ook vanuit ons gasvryheid teenoor hulle. Ek dink wat belangrik is dat die Griekse woord vir gasvryheid beteken philoxenia. Philo is die vriendskapsliefde. Xenia is dat 'n mens dink aan xenofobie. So dit beteken dit is 'n liefde vir die vreemdeling. So as ons dink aan gasvryheid, dan gaan dit nie net oor om gasvry teenoor mekaar as mede-Christene te wees nie, maar om te sê hoe bring ons gasvryheid aan die wêreld, aan vreemdelinge wat ook by ons verbygaan en hoe bedien ons dan ook die Here se liefde teenoor hulle. Ek dink wat ook belangrik is dan ook om te sê, maar nie net hoe bedien ons Christus se liefde teenoor hulle nie, maar hoe ontvang ons dan ook gasvryheid vanuit ander. Dat ek ook die ontvanger mag word van God se genade ook in my lewe. Ek weet nie van julle nie, maar dit is baie makliker om te gee as om te ontvang. En ons moet dan eintlik ook geleer word om te kan ontvang en te ervaar God se teenwoordigheid en sy genade ook in ons lewe. Die Here kom in hierdie gedeelte en ook uit Lukas 10 en dan sê hy vir ons, hy beloon gasvryheid. Hierdie Sunamitiese vrou, het sien vir Elisa as 'n man van God. Ons lees hy's 'n vooraanstaande vrou, 'n welgestelde vrou en haar hart het 'n bloei vir mense. En sy betoon gasvryheid en sy bedoel dit teenoor Elisa dat sy sien dat hy elke keer op pad Jesreel na haar verbystap, hoe sy vir hom laat eet by hulle en hoe sy dan 'n bofortrek laat aanbou sodat hy en sy slaaf dan ook daar kan slaap. En wanneer Elisa dan 'n guns aan haar wil terugbewys, wys haar antwoord dat sy eintlik nie op iets gereken het nie, want sy sê eintlik ek is hier tussen my mense. Ek is tevrede met waar ek is. En tog dan beleef 'n mens hoe God haar gasvryheid ook dan seën, hoe hy dit beloon. En hy doen dit dat hy Elisa aan haar dink in 'n tyd van hongersnood en ook hoe die Here voorsien dat die koning se hart gunstig is teenoor haar, nie net om haar besittings te gee nie, maar om meer te gee, ook die opbrengs van daardie land aan haar terug te gee. Ek wil vir jou vanaand uitnooi om te sê, kom en wees gasvry, nie net teenoor bekendes nie, maar ook teenoor ander. Maak plek om verras te word deur die Here. Moenie altyd net so besig wees en so hardloop met jou eie program dat jy die geleenthede mis om gasvry teenoor ander te wees nie. Maak tyd om verras te word. Maak tyd om plek te maak dat die Here jou kan gebruik om tot seën te wees ook vir ander. En as die Here dit aan jou doen, en jy word bedien met God se liefde teenoor jou, mag jy dan ook daarin God se genade dan ook ontvang en leer ken. Kom ons bid saam. Here, leer vir ons om gasvry te wees en wees daar dat ons ook U gestuurde sal wees om 'n verskil te bring in ander se lewe. Amen.